Het jy hierdie keer die trappies getel of het jy weer vergeet? Nee, ek kan sommer sien jy het van pure gister weer nie getel nie. Ek het eers 2 en toe 5 opgeklim. Altesaam is dit 7. Mooi getel, Heidi. 1, 2, 3. sker. Ek het gewen. 1, 1 2, 2 3. 1 2 3. Oh, wat dan weer gewen. Dis ook geen wonder nie. Jy wen elke keer aan die papier. 1 2 3. Klip. Oh. Lekker gevang. 1 2 3. Maar waar bly jy dan? Ek het nie meer lus om te speel nie. Net omdat jy verloor? Weet jy wat, jy's 'n pretbederwer. Ouma's reg. 1 2 3. Papier vang my klip. Ek het gewen. Nou mag ek 'n paar trappies Nog opklim. een, jy was net gelukkig. 1 2 3. Ag, ek het weer verloor. 1 2 3. en nog Nog 'n keer. En nog 'n Nog 'n keer. keer. papier vir hom die klip. 1 2 3. Hoera, ek het gewen. 1 1 2 2 3. 3. Hoera, hoera. 1 2 3. Waarom het julle twee my nie gesê julle gaan weer trappe spring speel nie? Eenvoudig. Ek het nie geweet dat jy al wakker is nie. Ek het gedink jy slaap nog. Kom speel saam, Clara. Ja, maar hoe? Ek sou graag wou. Ek het nie gedink nie, jammer. Maar natuurlik kan jy saam speel. Jy speel en ek loop vir jou. Kan 'n mens dit so doen? Laat my toe om te loop, mevrou Seseman. Ag, dit is nou werklik gaaf van jou, Sebastian. Ek het al 'n bietjie moeg geword. My arme rug. Ouma, is dit gemaklik op die trap? Heidi, laat ons begin. 1 2 3. Papier. En jy het 'n sker Ons gemaak. het gewen. Jy kan die trappies opklim. Sekerlik, ek maak so. Maar dit gaan sommer goed. Jy's goed, jy het al die eerste spel gewen. 1 2 3. Ag, wat 'n lafaai is dit. Wie maak so geras in die huis? Genade, juffrou Clara, waarom moet jy jou middagslaapie onderbreek? Omdat ek vandag vroeër wakker geword het. Daar het jy dit nou. Jou ongeskikte kind het weer so geraas dat juffrou Clara daarvan wakker geword het. Ek het haar die uitgedaag om te speel, omdat ek haar rekenkunde wil leer, terwyl Clara slaap smiddag. Haar rekenkunde leer op die trappies. Dit leer 'n kind in 'n skoolkamer by 'n tafel. Waar staan dit nou eintlik geskryf, juffrou Rottemeier? 'n Kind leer maklik as hy speel. Ek het self op hierdie manier rekenkunde geleer. Nou goed, mevrou Seseman, wat my betref kan jy doen net wat jy wil. Daar bly nie veel tyd oor nie. Bederf die kinders gerus maar. Ag, dankie dat u my herinner het. Ek wil graag iets baie belangrik met u bespreek. Dit wil sê privaat in die kamer. Nis u dit verlang. Ek sal daar op u wag, mevrou Seseman. Wat bedoel sy met daar is nie meer veel tyd nie? Wie weet wat juffrou Rottemeier al sal sê sy eers kwaad is. Dit beteken sommer niks nie. Kom, Clara, laat ons nou verder speel toe. Ek gaan nou begin, pas op. 1 2 en 3. Jy kan nou, Clara, jy moet jou aan vroeër wys. Sebastian, Wat's dit? Ja, sy het dit tog nie sonder rede gesê nie. ja, ek Bedoel sy daarmee dat ouma een van die dae alweer huis toe gaan? nee. Gaan sy nou binnekort huis toe, Sebastian, of gaan sy nie? Het sy gesê dat sy binnekort weer weggaan? Sebastian, Ja, ek nou is sê bevrees tog. julle ouma gaan binnekort weer huis toe. Tenet het al van haar goed ingepak, Heidi. Clara, So, dan laat sy ons maar weer alleen hier agterbly. dis nie waar nie, Clara. Clara, dis nie waar nie. Ouma het gesê sy bly nog lank by ons. Nee, sy gaan binnekort weg. Kom, Wolf, speel nou saam toe. Jy mag my maar opvlieg ook. Nee, Een of ander tyd moet sy tog weer huis toe gaan. hoekom dan? Hierdie huis is mos groot genoeg. Sy gaan altyd weer huis toe. Nou ja, sy kan mos hier by ons kom bly. Sê dit net vir haar. Jy dink jy is baie slim, né? Nee? Ek het haar dit al 1000 keer probeer sê. Ek sien. Sy woon in 'n klein ou huisie in 'n klein dorpie. Daar het sy 'n groot tuin waarvan sy baie hou en die klimaat is ook beter vir haar gesondheid. Dan kan 'n mens eintlik niks verder doen nie. Maar ek sal nie tou opgooi nie. Sy moet bly, Clara. Miskien moet ek haar vertel dat dit glad nie lekker is sonder haar nie. Dalk help dit. Dit help alles niks nie. Ek het al baie probeer. Sy sal gaan.
Ek sal dit nie toelaat nie. Heidi. Is altyd so. My pa los my ook hier. Ja, maar jou pa kry altyd telegramme. In 'n geval is dit anders. Ouma het nie 'n telegram gekry nie. Dis verniet. Binne? Ja, my kleintjie, wat het jy op die hart? Dan sit waar. En hierdie lang gesig. Het jy en Clara stry gekry? Ag, natuurlik. Dit het ek nou amper vergeet. Toe ek ingepak het, het ek die mooi laslappies vir die popklere gevind. Hiervan kan jy heelwat maak. Miskien selfs die keer 'n sneeuwwitjie kostuum vir die wolf, né? Nee? Hier, neem dit. Hou jy nie daarvan nie? Heidi. Arme kleintjie. Elke besoek moet een of ander tyd eindig, my kind. Nee, dit hoef nie. As ouma nie wil nie, dan hoef dit. Ag, Heidi. Jy's so dierbaar, kind. Heidi. Ek het dit net soveel geniet om die hele dag saam met jou en Clara te speel. Ek sal dit mis, dit was so lekker. Maar bly dan nog langer as ouma dit geniet het. Ek kan nie bly nie. Maar dit beteken nie dat ons mekaar nooit weer sal sien nie. Kom ouma weer kuier. Wanneer kom ouma weer? Nee, ek weet nie. Ek sal vir julle skryf sodra ek tuis is en na my sake omgesien het. Eers daarna kan ek begin ander kuierplanne maak. Terug na jou trane af, dan lyk jy mooier. Totsiens dan ouma. Heidi, totsiens kleintjie. Ek sien reeds uit na my volgende besoek. Kan ouma nie sê wanneer dit sal wees Ek nie? weet self nie. Nie eers min of meer nie. Min of meer. Ek kom julle weer besoek wanneer jy daardie dik boek alleen kan lees, die een wat ek jou gegee het. Jy weet mos watter een ek bedoel. Woon 'n klein mannetjie wat die klein muggie heet. Ek kan hom nog goed onthou. Die einste klein muggie was nog 'n ou jong kerel toe ek hom leer ken het. Hy was skaars 3 of 4 bakstene hoog, maar hy het 'n kop gehad wat baie dikker en groter as ander mense se was. Hy het alleen gewoon en vir homself gekook. Hoe kan hy homself kook? En die prentjie pas glad nie by hierdie sprokie nie. Dit help nie om dit net te kan opsê nie, ek moet dit kan lees. Muggie, klein muggie, woon in 'n huis, het al weke lank se Ken jy die sprokie? Laat ek sien. Natuurlik. Dis die padda koning. Die prent is van die prinses en die padda. Ja, ek het al begin dink dat dit baie meer na die padda koning lyk. Dit was darm dom. Nou moet ek weer van voor af begin. Wat doen jy nou eintlik? Hoekom sê jy dit op? Jy kan tog mos lees. Soms begryp ek jou glad nie. Natuurlik kan ek lees, maar dit vat langer om op te sê, is mos gouer. Sodra ek die boek heeltemal deurgelees het, kom ouma weer. Al kil jy? Is 'n klein brawe dwergie met kop groot soos 'n berg. Kyk net eenmaal om en dan gaan hy ons klein muggie vang, arme muggie. Lees wat daar staan. Waarom moet ek wil dit tog nie weet nie. Heidi, hou nou op met kil, sy sal dit mos sien. As ek die buiteplat na toe draai terwyl ek opsê, sal sy niks agterkom nie. Al wat hulle sy kom weer. Jy en jou idees tog. Wat? Speel julle nie saam nie? Heidi, wat is dit? Kan ouma nie maar bly nie. Julle maak dit swaar.
moet gaan. Wat dink julle daarvan, kinders, as ons môre sommer vir Oula se lang en deur die stad gaan ry? Daar kan sit 'n visserman. Dankie. Kyk, daar kom hulle. Clara, dis pragtig. 'n Regte bruid op 'n regte troue. Sy het 'n pragtige rok aan. Oh, so mooi. Kijk hoe mooi het lijkt. Stop voor die Wees voorzichtig hoor. Hou die bloemetjes. Het jy al ooit voorheen 'n troue gesien, Heidi? O ja, by ons in die berge, maar dit was baie anders. Waarom gaan ons nie almal saam huis toe en speel troue nie? O, Waarom nie? Hy kan ons 'n vrykostuums maak. ja, kom ons speel dit klaar, dit sal lekker wees. As jy beweeg, val alles weer af. Ek kan dit nie stywer vassteek nie, maar dit lyk pragtig. Ek lyk vir myself tog te vry. Dit pas my goed. Dis jammer dat ek nooit een sal wees nie. Wat? Waarom nie, Clara? Jy weet mos. Nee, wat? Moenie bang wees nie. Jy gaan tog nie altyd siek wees nie. Jy gaan mos gesond word. Baie dankie, Heidi. Ek hoop so. Ouma het gaste uitgenooi. As hulle ons gaste is, moet ons hulle gaan groet. Kijk net hoe mooi, vrij uitgetooi. Hier komt die bruid op haar huwelijksdag. En aan haar zij staan huis zo blij. Hartlike geluk, Clara. Alles van die beste vir die bruid. Ja, dat is die bruid waarvoor hij lang zal wachten. Hou jy daarvan? O, dis wonderlik. Musikante, ons verdans. Ons gaan dit nou. Kijk, oma's. Oma's. Daar is het rijk. Wat 'n stadige dans julle. Mens dans so.
ander mense uit, maar self dans julle nie. Ja, hoekom nie? Daar, musiek is bietjie hard. Nee, man. Daai trou. Dis 'n verrassing. Dis 'n verrassing. Hey. En ons moet nog aan. Ons gaan nog aan. Johan, ek vrees die tyd het aangebreek om te gaan. Dis lekker om te dans, Clara. Ja. 1 2 3. 1 2 3. Ouma, Clara, waar is ouma? Ouma! Ouma! Ouma, bly asseblief. Ouma! Nee, moenie gaan nie. Ouma, moenie gaan nie, bly by ons. Ouma, ouma, moenie weggaan nie. Bly hier. Heidi. Draai om, Heidi. Gaan huis toe en sê vir Clara dat ek baie jammer is. Totsiens, kom weer asseblief. Totsiens, my kind. Totsiens. Dis jy dit net, was nie 'n heerlike fees nie. Fees is verby. Waar is ons gaste? Juffrou Rottenmeier het hulle almal by die agterdeur uitgejaag. Maar sy het net daarna op 'n lekker gegly en neergeslaan. Mens moenie vir 'n ander lag nie, maar sy het dit verdien, hoor. Teenoor die gaste was sy baie ongeskik, uiters ongeskik. Clara? Ouma's weg. Sy het stilletjies weggegaan. Ek weet. So is dit elke keer.
sin is nou vir goed verby. Luister mooi. Ek hoop werklik dat julle goeie maniere nie heeltemal verlore gegaan het tydens die besoek nie. Dit was seker vir julle almal afwisseling geweest, maar ons wil nou sekerlik weer voortgaan om ons soos opgevoede jong dames te gedra. Ek hoop julle het verstaan wat ek bedoel. Adelaide sit regop. Nou ja, soos altyd, sy luister net nie. Adelaide, gedra jou. Dit lyk my jy het vergeet dat 'n jong dame nie slurp nie. Dis reg. Adelheid, wat vang jy nou weer aan? Het jy dan vergeet dat die huisbediendes dit hanteer? Sebastian, waar bly jy? 'n Skoenlepel. Dankie, Sebastian. Die volgende oggend regeer juffrou Rottenmeier weer die huishouding presies soos voor die besoek van Clara se ouma. Sy raas oor elke kleinigheid en sy het nie een enkele vriendelike woord vir Heidi oor nie. Meneer kandidaat kom elke dag om 10:00 en Heidi en Clara moet ure lank na hom luister. Selfs die poppespel kan hulle nie vrolik maak nie. Dit is asof mevrou Zeseman die vreugde saamgeneem het uit die groot huis in Frankfurterstraat. Kort daarna gebeur daar toe weer iets wat almal raak, maar daarvan vertel ons julle volgende keer. Hi.